Welkom terug by Goeiemôre, Good Morning. Estie Gross is 'n bekende radioomroeper en rubriekskrywer, maar sy is ook 'n talentvolle sanger en liedjieskrywer. Pieter gesels nou met haar oor haar nuutste enkelsnit, Die Deur. Baie dankie Ros en hartlike goeiemôre, Good Morning Estie. Welkom hier by ons. Goeiemôre ook aan jou Pieter, dankie. Ek voel baie welkom. Jy lyk ook soos 'n sonskyn met hierdie pragtige mooi geel jas, lekker koud buite, né? Dit is ysig, dis gewis winter. Maar dankie vir die warmte waarmee jy ons kom vergesel vanmôre. En jy is 'n bedrywige mens. Ek meen radioomroeper, liedjies skryf, sing, al daai lekker dinge. Jy het onlangs saam met Jannie de Tooy in 'n produksie gespeel, né? Ja, dit was sy produksie. Dit was vir liefdadigheid vir gestremdes, 'n fondsinsameling gewees. Hele paar ander kunstenaars, sangers wat ook betrokke was daarbey. Ek dink dit is wat die bedryf regtig sy veerkragtigheid gee, die ondersteuning wat ons mekaar bied en die platforms. Ek is ook so geëerd om nou hier te kan wees na Heinrich Marnitz, iemand by wie mens ook baie leer in radio. So ek dink al die kunsvorme van radio, musiek tot skryf, is daar samewerking wat alles vir my mooi saamsnoer. En dit is ook lekker as 'n ou so saamwerk, jy weet, as kunstenaars vir mekaar ook raad gee, komplimente gee, bietjie kritiek gee, goeders. Dis altyd goed. Hou wil nie net die mooi hoor nie, né? Ja, leer by iemand wat al om die blok was. Jy het ook 'n lekker klassieke musiek agtergrond? Ek het eers klassieke musiek studeer voor ek besluit het op kommunikasie en dit het vir my 'n baie lekker kombinasie gegee om musiekkennis met uitsaaiwese te kan kombineer. So dit maak my werk as musieksamesteller soveel makliker en gee my 'n bietjie insig tot my luisteraar ook en verryk my as sanger. Ja. En klassieke musiek, jy weet, ek het ook groot geword in die milieu van, jy moet klassieke musiek hê en van daar af kan jy weer in enige rigting gaan met musiek, maar dit is soos die fondasie van musiek. Ja, want die tegniek wat jy leer, die sangtegniek is iets wat jy kan gebruik in verskillende musiekstyle ook en genres, so dit gee mense 'n baie goeie basis om van te werk. Een vraag wat ek ook nou al baie kere gekry het is, as jy nou moet kies, omroeperswerk of musiek, het jy 'n gunsteling of geliefkoeste? Ek sukkel altyd met daardie vraag wanneer ek hom kry, want elke kunsvorm is iets uniek op sy eie wat jy van jouself kan uitleef. In radio is dit daardie interaksie wat jy met luisteraars het. Jy is nooit alleen nie. Is daai sinergie en energie wat plaasvind. Selfde met liedjies skryf en sang. Dis vir my meer 'n amper eensame ding om te doen, maar 'n goeie proses. Dis my sielkundige proses om deur die lewe te gaan en dan selfde ook met skryf. Skryf kan baie uitdagend wees as daai leë bladsy voor jou is. Gepraat van die skryf en jou nuwe enkelsnit ook, Die Deur, dis 'n liedjie wat jy geskryf het wat maar eintlik simboliseer of jy het gesê die gedagte is jy moet die deur oop hou vir mekaar in moeilike tye. Is daar iets wat gebeur het of is dit maar net iets wat jy voel nodig is dat ons mekaar ook maar net in gedagte hou in moeilike tye? Pieter, ek het lank geskryf aan die liedjie en ek was besig om vir myself uit te pluis, wat is liefde? Wat is onvoorwaardelike liefde werklik? Nie die oppervlakkige aard daarvan nie. En ek het die proses om dit op te neem was seker 'n jaar lank. En met my ma se afsterwe het die realiteit daarvan in my siel diep gaan lê. En ek het besef, dit is daardie mens wat vir jou die deur altyd oophou. Dit is daardie wederwysige onvoorwaardelike liefde wat werklik ewigheidswaarde het en waarmee ons mekaar moet lief hê. En gegee al die onstuimigheid en onrus en oorlog en onsekerheid in die wêreld, is daar hierdie behoefte dat ons vir mekaar daardie deur oophou. Wees jy daardie deur wat iemand by kan instap en wees net wie hulle is en met vrymoedigheid opdaag, of dit 'n goeie dag is of 'n slegte dag. En dit het jy ook definitief probeer weerspieël in jou musiekvideo wat so kleurvol is en letterlik soos 'n skildery lyk, jy weet, wat lewe kry en gee. Dit was seker ook 'n lekker projek om aan te werk. Dit was 'n baie goeie projek, ook vir my in die helingsproses. Sonneblomme is my ma se gunsteling blomme gewees. En sy is ook 'n bekende skilder gewees, Hester van Rensburg. Sy het ook geskryf onder Hester Appelboom.
So ek glo die appels val darm nie te ver van die boom af nie. My Glad sussie is ook 'n skilder, my broer skryf ook. En sy het bekend geword vir haar skilderye wat sy stoeltjies geskilder het. En hierdie is my subtiele manier om so ook hulde te bring aan my ma. En die deur van liefde, die verhouding, die nalatenskap bly altyd oop. Pragtig en ek kan nie wag om julle liedjie te gaan luister. Hy's natuurlik ook op sosiale media platforms of jou aanlyn stromingsdienste en goeders beskikbaar. Ja, hy's oral beskikbaar op Spotify, iTunes, waar jy ook al luister. En dan is mense baie welkom om my webtuiste te besoek, estygros.com, so eenvoudig soos dit. So maklik en daar soos is dit. alles. Ja. En jy's reg om die wêreld vol te toer en die land plat te sing. En baie geluk weer eens met hierdie besonderse liedjie. En dankie, dis altyd lekker om 'n bietjie die agtergrond ook te verstaan en te hoor van 'n liedjie. Dankie, dit is 'n heerlike kuier gewees. Ons gaan nog baie van jou hoor, Estie, en dankie dat jy vir ons 'n ou ligstraaltjie was op hierdie koue goeiemôre, good morning. En dis nou dit van my kant af. Ek weet Ros het nog 'n ietsie om met jou te deel voordat ons met groet. Dan sien ons jou môreoggend. Dankie Ros. If you missed anything on today's episode of Goeiemorgen, Good Morning, remember you can catch the repeats at 10 a.m. and 2 p.m. and also on our YouTube channel. As jy op Goeiemorgen, Good Morning graag wil adverteer, stuur net vir ons 'n e-pos na sales@creatorsway.co.za vir meer inligting. Dis al van ons kant af. Ons sien julle môre weer 6:00 regstreeks net hier op Via. Goeiemôre, good morning van ons kant af. Totsiens.